Goeiedag en baie welkom by Dr. Douwe Tygerwil se aanlyn diens. Ons is so bly jy is ingeskakel saam met ons vandag en ons glo en vertrou dat jy 'n amazing diensbelewenis gaan hê. Voor ons aangaan wil ek gou vir jou die geleentheid gee om 'n finansiële bydrae te maak. Ek lees vir jou wat staan in Filippense 4 vers 19 en ek lees dit in die Engels. Dit sê, "And my God will meet all your needs according to the riches of his glory in Christ Jesus." Dit is amazing om te weet dat dit die Here se belofte is. Ek en jy het behoeftes. Ons het dinge wat ons die Here voor vertrou, maar ons kan dankbaar staan in sy voorsiening wat hy vir ons bied. Weet dat wanneer jy vandag 'n bydrae maak, weet ook jy doen dit uit 'n plek uit waar jy weet die Here seën jou en hy seën my ten volle. Daarom gee ons met blye harte. Jy verskeie maniere jy 'n bydrae maak, verskyn nou op die skerm. Let ook op na al die exciting goed waarmee ons besig is by ons kampus. Kom ons kyk saam na die kampusnuus. Die registrasies vir ons Fusion Camp is nou oop. So maak seker jy registreer jou tiener so gou as moontlik. Dit is net R950. Die kamp is van die 28ste September tot die 1ste Oktober by Kiro Somerset Wes. Dis 'n kamp wat jou kind nie kan mis nie. So maak seker jy registreer sommer nou. Tydens die winterskoolvakansie sal daar geen aanddienste wees nie. Oggenddienste sal wel voortgaan om 8:30 en 10:15. Bring 'n pot sop en kom kuier saam. Op Sondag 5 Julie wil ons na ons twee dienste as gemeente saam kuier oor 'n warm koppie sop en 'n broodjie. Ons nooi jou uit om deel te wees deur 'n pot sop saam te bring wat ons met almal kan deel. Elke bydrae maak 'n verskil en help om 'n heerlike kuiergeleentheid vir ons hele gemeente te skep. As jy sop bring, vra ons ook dat jy indien moontlik iets saambring om dit warm te hou, soos 'n gasstofie, induction plate, hot tray of enige ander verhittingsapparaat. Dit sal help dat almal deur die oggend warm sop kan geniet. Kom bly na die diens, ontmoet nuwe mense en geniet die geselskap van ons Tygerwil familie. As jy 'n pot sop kan bring, skryf jou naam op die klipbord wat omgestuur word gedurende die diens en kom kuier saam. Ons sien uit na 'n warm en gesellige oggend. Ons nooi jou uit na 'n inspirerende oggend. Kom luister na Grant Lottering se ongelooflike getuienis. Kaartjies is te koop op Quicket. Jy kan ook die QR-kode scan op ons posters om jou plek te verseker. Ons het 'n bord van impak waar ons saam met jou bid vir jou gebedsversoeke en vir mense wie nog nie die Here ken nie. Kom skryf 'n naam of 'n gebedsversoek op 'n kaartjie en draai dit om wanneer die persoon tot bekering kom of wanneer jy 'n antwoord op jou gebed gekry het. Jy kan jou parkeerkaartjie betaal met die SnapScan of Zapper apps, of jy kan gebruik maak van die nuwe kaartjielose stelsel Admit. Laai net die Admit app af op jou foon, registreer jou voertuig se nommerplaat en kies hoe jy wil betaal. Die boom sal dan outomaties oopmaak wanneer jy in of uit wil ry, sonder dat jy 'n kaartjie hoef te neem. Hierdie reeks vakansiereeks is om net so 'n bietjie te ontspan en ek wil jou vertel, ek het verlede week met iets begin en ek wil graag iets verstaan van hoe belangrik God se koninkryk is vir hom en dat sy koninkryk op aarde moet groei en hoe die ouens wat in die begin betrokke was dat God se koninkryk groei, hoe ernstig hulle daaroor was en dit wat ons vandag beleef van sy koninkryk is as gevolg van iemand wat eers ja gesê het. Ek gaan alles in my vermoë doen sodat God se koninkryk op aarde kan groei. En as ons dit verstaan en julle wat hier sit is almal burgers van hierdie nuwe koninkryk van God en die Here het 'n plan met julle. Weet jy vandag eendag het God gekies om die mens te gebruik vir sy plan. Jy is sy plan. Daar's nie 'n ander plan nie. Hy's almagtig, hy kan enigiets doen, maar hy het 'n plan. En sy plan sê ek gebruik jou en jy is nou deel van hierdie koninkryk en hoor net hoe amazing dit was oor die geskiedenis van sy plan. So ek praat van ons is vennote van God se missie. Ek praat vanoggend daaroor. Die reeks se naam is Liefde deur Vrygewigheid. Ons tema vir die jaar is Marked by His Glory, Known by His Love. Sy liefde in my, sy heerlikheid in my, sy liefde deur my, nee. Dit is ons tema vir die jaar. Die prentjie is, nou hoe kan ons liefde openbaar
eenvoudig deur vrygewigheid, deur vrygewig te wees. En ons gaan bietjie in die vakansie, dis eintlik, ons gaan praat oor 'n storie, ons gaan praat oor 'n projek wat Paulus geskryf het, begin het, en hy skryf daaroor in 2 Korintiërs. So, as jy die woord, kom ons begin daar, die woord vrygewigheid hoor, wat hoor jy? In die kerk hoor ons altyd geld, nee, ek bedoel, dis maar hoe dit werk. Maar dis maar deel van dit. Maar vrygewigheid, as jy ergens sit en jy hoor die woord vrygewigheid, wat gaan deur jou? Ek dink baie keer as jy oor iemand praat van sê vrygewigheid, dan gaan in jou mind dalk goed soos dit gaan nou weer oor my behoeftes, dit gaan oor my planne, my drome, my sekuriteit, dit gaan eintlik oor ek. Maar vrygewigheid gaan nou oor ek. Dit is oor iets van my. Want vrygewigheid sê ek moet ergens vrygewig raak met iets wat ek het, ek moet vrygewig, so om liefde te openbaar, vrygewigheid byvoorbeeld, om vir iemand te wys, jy like die persoon, jy nooi hom en jy gee hom iets om te eet, dis altyd die beste vorm van vrygewigheid, nooi hom vir 'n braai, en julle kuier saam, en dis lekker, vrygewig, jou tyd, energie, maar dis waaroor dit gaan, nee, aan die een kant, maar in God se koninkryk, is dit baie groter net as jou eie behoeftes, dit is 'n groter prentjie, hoor nou dit gaan, vrygewigheid gaan oor die voorreg om saam met God te werk, en jy gaan dit sien vanoggend, dis waar ons gaan gesels, vrygewigheid is jou prentjie waar jy sê, dit is 'n voorreg, Here, om saam met U te werk. Ek het 'n vraag, wat as God vir jou voorsien om nie net jouself te onderhou nie, maar om deel van sy missie op aarde te word? Vra jouself vir daai vraag. Wat is die Here vir jou voorsien, nie net vir jouself om deur die lewe te kom en te sê, I've made it nie. Wat is die Here vir jou voorsien met 'n gedagte? Ek voorsien en ek het 'n prentjie in my voorsiening vir jou, en dis om jou in staat te stel om deel te word van my mission op aarde. Okay? Ons gaan hier 'n bietjie gesels vandag, maar ek wil vat in 2 Korintiërs, Paulus, jy kan nou vir die volgende vakansie, gaan lees 2 Korintiërs 8 en 9, dis nie baie leeswerk nie, nee, jy kan dit vinnig vanmiddag deurlees. Maar ons gaan journey op hierdie gedeelte, 2 Korintiërs 8 en 9, want hy skryf 2 briewe, in sy tweede brief skryf hy die ouens in Korintiërs, 2 hoofstukke oor 'n projek waarmee hulle besig is. So hy skryf dit soos volg, in die Nuwe Lewende Vertaling lees dit so, hy sê, broers en susters, ons lig julle in oor die genade van God, wat die gemeentes in Macedonië ontvang het. Al is hulle ook hewig getoets deur swaar kry, het hulle uitermate blymoedig gebly, en hulle groot armoede het uitgeloop op oorvloedige vrygewigheid. En ek getuig dat hulle volgens vermoë, ja, dat hulle selfs bo hulle vermoë gewillig was. Met groot aandrang het hulle ons gesmeek om te mag deelneem aan die liefdeswerk en diens aan die gelowiges in Judea. Hoor gou, ek gaan hy weer lees. Met groot aandrang het hulle ons gesmeek. Hy sê, om te mag deelneem aan die liefdeswerk en die diens aan die gelowiges in Judea. En dit was nie soos ons het verwag het nie. Eers het hulle self aan die Here gegee, en toe aan ons, sodat hulle kan optree volgens die wil van God. Nou toe hy daar sê, maar dit is nie soos ons het verwag het nie. Hy sê, hierdie is 'n miracle, wat hierdie ouens kom doen het. Ons het dit glad nie verwag nie. Hierdie ouens, hierdie Macedoniërs, okay. Ek gaan nou net vertel die storie van die storie, die agterstorie, maar, en daarom het ons by Titus aangedring om hierdie liefdeswerk waarmee hy vroeër begin het, nou ook by julle te voltooi, aangesien julle in elke opsig uitmunt, want hy praat met hierdie ouens in Korintiërs, hierdie lekker voorgestreewende gemeente, hy sê, julle munt uit in alles, in geloof, met die woord, en kennis, groot ywer in die liefde wat ons aan julle betoon het. Munt dan ook uit in hierdie liefdeswerk, hierdie taak, hierdie job, hierdie ding. Ek sê dit nie as 'n opdrag nie, maar om die egtheid van julle liefde in vergelyking met die ywer van ander te toets. Julle ken die ongelooflike goedheid van ons Here Jesus Christus. Alhoewel hy ryk was, het hy ter wille van julle arm geword, sodat julle deur sy armoede ryk kan word. Nou hier is hy besig, Paulus, in hierdie gedeelte, is hy besig om te praat van 'n projek waarmee God besig is op die aarde. Dis wat hy doen. Hy gaan skryf, as jy wonder waaroor skryf hy al die briewe vir al die gemeentes, dis een van die redes. Hy skryf vir hulle om te sê, dis waarmee God besig is, en dan gaan reis hy rond, en hy sien wat hier aangaan, en hy sien wat hier aangaan, en hy sê vir jou, hoorie, julle is nie heeltemal by die projek besig waarmee God is nie. Wat is God se projek, nee? Dis om sy koninkryk op aarde te vestig. So hy gaan na die gemeentes toe en sê hy,
julle mis om 'n bietjie hier, jy weet, of hy sê, julle het hom, maar julle kan bietjie beter doen. En so sê hy vir dat met daai ouens in daai gemeente, dis waarmee hulle besig is. Dis sy sendingreise. En hy kom om vir ouens te vertel. Hy sê, ouens, hoor hierdie, God het gebruik ons, net ons, om sy koninkryk, 'n nuwe koninkryk op die aarde te vestig. En dis waar dit gaan, oor hierdie groot projek. En in hierdie projek spesifiek, op hierdie gedeelte van dit, gaan dit oor wat gebeur in Jerusalem. Daar was groot droogte in Jerusalem. Soveel so dat die droogte het gelei tot hongersnood, tot armoede, dat die ouens het nie meer werk nie. Dit gaan sleg. Nou kom en hy vertel, vir oral waar Paulus gaan, vertel hy vir die ouens, hoor, hier is 'n probleem, ouens, in Jerusalem. Ons het 'n groot probleem. En onthou nou, ons is net so sterk om die koninkryk van God te vestig, soos wat elke gemeente sterk is, want hierdie ouens het werk om te doen in Jerusalem. Hulle moet die koninkryk van God daar uitbrei. Sê dit gaan sleg. Nou sê hy so, nou kom ek na julle toe, en ek vra, kan julle bydra tot hierdie projek, wat ons begin het, om die ouens in Jerusalem te help. Hy gaan deur die hele Romeinse Ryk, hy gaan na elke gemeente toe, en dan hy sê, maar hy noem dit nie 'n fondsinsameling, dit is interessant, hy gaan nie en sê, hoorie ouens, ons het 'n lekker fondsinsamelingsprojekkie, hoeveel kan jy gee nie? Hy noem dit glad nie, hy sê, luister ouens, weet julle wat het ons? Ons het, dis 'n bediening waarmee ons besig is, dis 'n diens wat ons wil lewer, hy praat van genade, die genadewerk van die Here, waarmee ons besig is, om ons die ouens mee te bedien in Jerusalem. Hy gebruik ander woorde, hy is slim, hy sê, luister ouens, verstaan julle, hoekom? Want vir hom gaan dit oor nie oor die geld nie, dis die laaste ding. Vir hom gaan dit oor die diens wat ons kan bring, diensbaar te wees, om die gemeente in Jerusalem te bou. Skryf daar so groot hoekom. Jy sien, wanneer God werk, gaan dit nooit oor die geld nie. Nooit. Die geld is die voertuig, dis 'n middel tot 'n doel. Die bestemming is die koninkryk. En jy moet dit mooi verstaan. Die bestemming in hierdie hele gesprek, in 2 Korintiërs 8 en 9, gaan oor die koninkryk van God. Hy sê, ouens, die koninkryk het 'n probleem. Die koninkryk moet groei op aarde. Hier sit ons vandag, jy sit in hierdie gemeente van Doxa Dayo in die noordelike voorstede. Die Here het ons hier geplaas dat sy koninkryk hier moet groei. Daar's ouens in Pretoria. Miskien gaan dit goed met hulle, miskien gaan dit sleg met hulle. Maar as ons hier sit en die Here gee ons 'n opdrag en hy sê gaan help daai perde in Pretoria. Jy weet, dan moet ons opspring en sê, Here, wat kan ons doen om daai ouens te help? Want dit gaan nie oor die ouens nie, dit gaan oor die koninkryk van God. Daar waar die koninkryk moeilikheid het. Hulle doen dieselfde. Hulle sê, ja, help daai Kaapenaars. Jy weet, hulle het bietjie geldjies nodig, of hulle het bietjie iets nodig, help. En dan, want ons wil sien dat die koninkryk van God groei, want dis waar dit gaan. So God kies om mense deel van sy missie te maak. Dink byvoorbeeld reg deur die Bybel is wat die Here doen. Weet julle wat so interessant is? God kon gemaak het en gesê het, hier's my volk, my uitverkore volk, wat Christus het gebore kan word, en hy kon besluit het, dat elke ander 'n nasie wat teen hulle wil optrek, as hulle in 'n radius van 50 km kom, dat hulle almal dood neerslaan. Hy kon dit gedoen het. Hy kon gesê het, dis nie nodig dat ek julle deur hierdie woestyn hoef te vat nie, ek kan julle in die beloofde land sit, of hy kon gesê het, luister hy kon gesê het, dat almal wat nie 'n deel van my volk is, is nou dood. Hy kon dit gedoen het. Maar hy sê nee, ek wil graag hê mense moet betrokke raak by my werk op aarde, en daarom roep ek hulle op. Ek het 'n Abraham geroep, ek het 'n Moses geroep, ek het vir 'n Jona gestuur. Jona, jy's 'n doodgewone perd, maar ek wil jy moet betrokke raak. Ek wil vir jou 'n missie gee. Gaan sê vir die ouens in Ninive, vertel hulle die waarheid. Hy gebruik mense. Hy wil ons gebruik, hy wil ons insluit. Onthou nou, dis God se koninkryk wat op aarde begin. Dis nie een of ander slim ou wat gedink het, ja, kom ons doen iets bietjie anders nie. Dis God se koninkryk, en hy sê, ek wil jou gebruik. Hy nooi jou om deel van sy missie te word. Hy sê, hoor, wil julle nie aansluit by my missie nie? Wil julle nie deel word van my missie nie? So, wie nooi hy? Nou kyk gou na die mense wat hier om jou sit. Doodgewone mense. Mooi mense. Maar doodgewone mense. Jy weet, kyk gou vir jou agter jou. Jy sal altyd weet wie sit agter ons. Jy kan nou gou omkyk. Ja, kyk. Nou sien jy die ou se agterkop, en dis wat die hele tyd van jou sê. Hy sien jou agterkop. En as hy nou 'n tag het wat hier so uitsê, wat jy plaas, druk hom gou in. Jy mag nou. Ek weet jy wil so graag, maar jy weet ek mag nie.
Okay. Dis wie die Here gebruik. Hy sê ek nooi doodgewone mense in om deel van my mission te word, om my koninkryk op aarde uit te brei. So eenvoudig soos dit. Daai wat ons gelees het van die Macedoniërs, hoor, hy sê met groot aandrang het hierdie ouens gesmeek om te mag deelneem aan hierdie liefdeswerk en diens aan die gelowiges in Judea. Dis die Macedoniërs. Hulle het kom smeek. Nou hierdie ouens, hulle het verstaan waar dit gaan. Onthou, hierdie ouens was arm. Die ouens in Korintiërs was ryk. Paulus skryf, jy gaan dit lees. Hy skryf daar, moet nou nie as ons nou hierdie liefdeswerk beginne, nê, en die ouens van Macedonië kom hiernatoe. Hulle het nou bygedra, nê. Nou hoor hulle maar julle fat cats het nie bygedra nie. Dis wat hy vir hulle sê. Sê, weet jy hoe skaam gaan julle kry? Hy sê, weet jy hoe skaam gaan ek kry? Want ek vertel vir hulle altyd hoe fantasties julle is. Julle is die vooruitstrewende gemeente. Julle is die ouens wat dit doen. Julle verstaan die koninkryk van God. Julle gaan die voorbeeld stel om sy koninkryk uit te brei. Hy sê, as die Macedoniërs nou hier moet instap, hy sê, daai manne, julle gaan bloedrooi. Julle skaam. So hy sê, hierdie ouens, hulle dink nie geld nie, die Macedoniërs, hulle dink missie. Hulle mind is op mission. Hulle hele minds gefokus, hoe gaan ons die koninkryk van God uitbrei? Wat gaan ons doen dat die koninkryk groei? Hoe gaan ons die liefdeswerk by mense uitkry? Waar kan ons betrokke raak? Dis hoe hulle dink. Hulle dink nie en sê, kyk, ek het nou gekyk hier oor die budget, is 50 centie. Nie so gedink nie. Hulle sê, hulle is gemotiveerd oor ons wil betrokke raak. Ek skryf daar, hulle besef dat God besig is om sy koninkryk uit te brei, want hulle sien mense bekeer hulle sien gemeentes, daar word gemeentes geplan die heeltyd, hulle sien die evangelie word verkondig, hulle sien hierdie koninkryk is besig momentum te kry, hulle sê ons wil deel wees van dit, want ons sien die goed wat gebeur, ons sien, daar's momentum, en hierdie ding maak my so opgewonde, I want to be part of it, ek sal my huis verkoop, ek sal my alles verkoop, ek wil net deel wees van hierdie wonderlike nuwe ding wat gebeur op aarde, die koninkryk van God, wat Jesus oor regeer, is besig om vlam te vat. Jy sien, ek skryf die wonderwerk, is nie omdat arme mense bydra, dis waar hierdie gedeelte gaan nie. Die wonderwerk wat hy gesê het, maar dit het gebeur en ons het dit nie verstaan nie, bo ons verstaan het hierdie gebeur, is omdat hulle harte aangeraak word om die nuwe koninkryk te sien uitbrei op aarde. Dis die wonderwerk was as mense wat ingekoop het in hierdie missie van God op aarde. Dis die wonderwerk. Die Macedoniërs, hulle is meer ingekoop as julle ouens. Onthou Paulus het, die einde het hy mooi geskryf vir Korintiërs, maar hy het al in die begin 'n bietjie gevat. En hy sê vir hulle, ouens, dis die wonderwerk, die manier hoe hulle aansluit by God se missie is om by te dra. Dis wat die Macedoniërs gedoen het. En onthou die prentjie van gee is, God se hele missie is om te gee. Dit is sy hart, van die begin af. Johannes, almal ken dit, want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy eniggebore seun gegee het. Hy gee, dan is dit verder, die Vader gee, die Seun gee, die Heilige Gees gee. Dis 'n ministry wat geken word aan gee, vrygewigheid. Dit word geken aan vrygewigheid. Here, we gonna go out. Ons gaan hierdie koninkryk van God vestig op aarde. Ons het verlede week met Vadersdag het ek daar gepreek. Dis ek maar begin om sommer vestig in jou huis. Die eerste een is by jou vrou en jou kinders en jou ouers en jou familie en jou bure. Begin sommer daar God se koninkryk te vestig. Verstaan? Let's just do it. Maar daai opgewondenheid om te sê ek wil dit doen en net so 'n bietjie na Paulus se storie toe. Jy gaan sien ons gaan 'n bietjie gesels oor hierdie terme. Julle hierdie goed toe ek deur hierdie goed gaan nê. Toe change dit sommer my prentjie oor my eie verstaan van finansies en vrygewigheid en al daai goed. Ek hoop julle hoor vanoggend dit gaan oor God se koninkryk en hoe ons betrokke kan wees en wat hy van ons verwag. So daar uit 'n ander ekonomie. Kyk hoe werk dit. Ek wil jou sien hoe die Here ons insluit. Ek wil gou 'n prentjie wys. Ek gaan jou 'n prentjie wys van hoe jy ingesluit word, hoe God kies. Die koning, die skepper van alles kies. Rian, ek kies om jou in te sluit by my koninkryks uitbreidingswerk op die aarde. Ek kies dit. So 2 Korintiërs 9 staan die volgende geskryf. Dit sê God wat saad voorsien aan die saaier en dan brood om te eet, sal ook aan julle saad gee en dit laat toeneem en die vrugte van julle goedhartigheid lieflik laat groei.
En in elke opsig sal julle ryk gemaak word, om ook by elke geleentheid vrygewig te kan wees. Deur ons toedoen, bring julle vrygewigheid neer dat God gedank word. Hierdie vers gaan ek vir jou in 'n picture omsit, want hy is so vol. Hier's 'n preekreeks in hierdie een vers, maar ek gaan hom vir jou in 'n picture omsit, dat jy so 'n bietjie ietsie verstaan. So, hy sê, God is die een wat die saad voorsien, daarbo, hy voorsien, né? Nou, hy voorsien, hoekom voorsien hy? Hy voorsien sodat sy koninkryk kan groei. As jy twee groen blokkies kyk. God voorsien dat sy koninkryk kan groei. Dis waar dit gaan. Hy sê, ek gee die saad, sodat daar groei kan plaasvind, sodat my koninkryk kan groei. En hy sê, maar, daar's 'n manier hoe ek jou wil insluit in hierdie prentjie. Hy sê om jou in te sluit, hy sê, gaan ek vir jou voorsien, sodat jy kan ontvang, sodat jy kan deel word van my missie op aarde. Dis hoekom jy ontvang. En hy sê, as jy ontvang, dan sê goed, maar ek wil bydra in te help dat die koninkryk groei. Op watter manier jy kan bydra? Ek wil bydra sodat die koninkryk kan groei. Nou word ek deel van sy missie. En dan begin sy koninkryk te groei. En as sy koninkryk groei, wat gebeur? Mense begin prys. Mense begin die Here prys vir sy goedheid, want hy sê daardeur gaan mense God dank vir sy goedheid en ons celebrate hom. Dankie Here dat U voorsien. Here, U is die een waaroor dit gaan en die koninkryk groei. En die Here sê, julle verstaan die beginsel. En dan sê hy, ek gaan voorsien, want ek wil my koninkryk laat groei. Dit gaan net oor sy koninkryk en hoe hy ons deel wil maak daarvan. Jy kan kies, jy wil deel word daarvan of jy gaan nie. Die Bybel is duidelik, hy sê die oes is groot, maar die arbeiders is min. Dis nie omdat daar min arbeiders is nie, daar's net min wat kies om deel te word van dat God hulle kan gebruik, om deel te word van die missie. Daar's klomp arbeiders, maar daar's arbeiders wat sit en sê, ja nee, laat die koninkryk groei, Here, dis mooi. Die Here sê, ek wil jou gebruik, jy is my plan dat die koninkryk groei, punt. Dis so maklik soos dit. Dis die gedagte. So as jy hierdie prentjie onthou, dan verstaan jy iets van wat die Here vir jou wil sê. Die Here sê vandag dalk vir jou, Rian, ek kies om jou deel te maak. En daai gedeelte sê so mooi, weet jy wat hy sê? Ek sal vir jou gee, sodat jy kan deel word. Dis soos 'n laaitie wat toe ons kinders was, het my ma altyd dat ons ook by die kerk geldjie ingooi. Daai het die bordjie nog verbygekom. So sy gee vir my dat ek ingooi, dat lyk of ek ingooi. Dis nie my geld nie, maar ek kry. En as ek ingooi, voel ek belangrik, ek gooi ook in. Verstaan jy? Dis amper wat hy wil sê. Hy sê ek gee vir jou, sodat jy kan betrokke raak. Dan gaan ek vir jou nog gee, dat jy kan betrokke raak. Dis wat die Here sê, dis 'n beginsel. As ons snap, dit gaan oor sy koninkryk. Ouens, daar's twee koninkryke. Ons gaan volgende week bietjie meer hieroor gesels. Dit gaan nou aan. Dit gaan oor waar jou hart is, daar sal jou skat wees. Ons gaan aan in Korintiërs. Ons bly in hierdie twee boeke. Waar jou hart is, daar sal jou skat ook wees. Ons hardloop so 'n bietjie daar 'n verwysing in Matteus wat Jesus kom praat oor, dat ons kom leer daaroor, maar dit bly in dieselfde prentjie. Dit sluit aan by hierdie om te sê, maar is jou hart in die koninkryk van God of is jou skat die koninkryk van God of is jou skat die koninkryk van die wêreld? Dis eenvoudig soos dit. Maar ons gaan daaroor gesels, maar vir oggend hoor, as jy die prentjie van die projek is waarmee God besig is. Hy skryf dat God, elke gelowige is deel van God se missie. Ons kan nie net sê evangelisasie is vir die evangeliste en sendingwerk vir die sendelinge nie. Hoor gou hier. Ek skryf daar elke gelowige, elke gesin, elke besigheid, elke salaris, elke hulpbron, alles word deel van God se werk. Sien jy dit? En hoor hierdie ene, elke keer wanneer iemand die evangelie hoor, wanneer 'n kind van Jesus geleer word, wanneer 'n huwelik herstel word, wanneer iemand kos ontvang, wanneer iemand Jesus ontmoet, is daar altyd mense wat saam met God gewerk het om dit moontlik te maak. God het nog altyd mense gebruik, dat mense se lewens verander. Dis hoe sy koninkryk werk. En as ons vanoggend hier sit, sê ons, Here, gebruik ons, gebruik my, Here, dat U koninkryk uitbrei. Ek wil liefde aan mense openbaar deur vrygewigheid. Ek skryf daar, moenie vra of jy genoeg gee of moenie dit vra nie. Vra eerder of jy weet waarvan jy deel is. Weet waarvoor jy kies.
En as dit belangrik is, dan die res vloei, is maklik. So, ek wil afsluit, ek wil al die goedjies bymekaar bring vir oggend. Jy sien daai gedeelte oor die Macedoniërs, gaan lees dit, daar staan geskryf, maar hulle het hulle self eers aan God gegee. Jy sien hulle het eers hulle vasgemaak aan God, om te verstaan wat sy mission is, om te verstaan wat sy hart is. So hulle het eers aan God gegee, en dis waar dit begin by oorgawe. Here, ek is totaal en al oorgegee aan U, en oorgawe is om saam met God te werk, om vennote van sy missie te word, en natuurlik, dis hoe sy liefde deur ons begin vloei, en dis hoe sy heerlikheid sigbaar word vir mense om ons. God se koninkryk. Ek wil vir oggend, wil ons moet saam bid, en ek wil vir jou bid, en ek wil vir jou vra om vir ons as 'n kampus te bid. Ek wil vir jou vra om vir God se liggaam te bid. Onthou, God se liggaam is nie net een denominasie, dis elke Christelike kerk op die aarde, te bid vir sy liggaam. Dat sy liggaam sal duidelik opstaan, en dat God se koninkryk sal duidelik word hier op aarde. So ek gee 'n vraag daarby is, kom ons staan op, en ek wil vir jou bid oor God se voorsiening in jou lewe. Ja, Here, my hart is dat elke persoon, U sê dit, U roep elkeen van ons, en dis my hart, dat elke persoon, elkeen wat U roep, Here, verstaan wat dit beteken om te sê ons kies vir die koninkryk, vir U missie, U werk, dit waarmee U besig is, Here. Ek kies om betrokke te raak by U koninkryk. U koninkryk is 'n koninkryk wat op aarde gevestig word en dag vir dag groei. Maar Here, ek kies dat U my gebruik om daardie koninkryk te vestig. Die oomblik as jy dit sê, weet jy wat vra jy? Jy maak jou arms so oop en sê, Here, ek is bereid om te ontvang. Want U sê in Handelinge 1 vers 8, die eerste ding wat ek gaan ontvang as ek U koninkryk wil uitbrei op aarde is krag. So Here, ek is bereid om dit te doen, en wat ek gaan ontvang is krag. U gaan vir my die krag gee. U gaan vir my die Heilige Gees gee. Dit praat van elke gawe van die Heilige Gees, gaan U my bemagtig, sodat ek kan vrygewig raak om vir mense te bid, en vir mense te vertel, en mense die waarheid te leer. Dis waar dit begin. Hy praat in Korintiërs oor saad. U gaan vir die saaier, U gee die saad, sodat die saad gesaai kan word daar buite. Here, U voorsien, sodat dit gegee kan word, sodat die groei kan plaasvind. En Here, ek bid vir oggend, dit gaan oor die koninkryk, Here, dit gaan nooit oor die middel tot die doel nie, dit gaan oor die doel is die koninkryk van God. En daarom bid ek, Here, dat U sal kom voorsien in elkeen van ons behoeftes. Elkeen wat staan, elkeen van ons wat hier staan, kom voorsien in ons behoeftes. Here, gee vir ons genoeg dat ons kan gee. Kom seën ons, dis my gebed, Here, ons harte wil uitroep soos die Macedoniërs. Here, ons pleit U, Here, ons wil betrokke raak. Help ons. Stuur ons, Here Jesus. In U is alle volke geseën, en dankie Jesus dat ons so leef as die geseëndes. It's in the words that I speak, in every step I take, in all the choices and decisions that I make. It's the way of love. It's not a word that I just use, mere emotion on its own. It is far beyond the boundaries that I've known. It's the way of love. I am rooted, I am grounded in
is all around. Your glory, it knows no bounds. Your kingdom is here and now. Your presence is all around. Your glory, it knows no bounds.